Liewe gemeente, broer en suster, jong mens en kind, aan ieder en elk meer as welkom in die teenwoordigheid van die lewende Here, die koning van die kerk, Jesus Christus. Dalk het jy gesien hoe verbaas kyk ek. Hier aan die regterkant is die klein mensie saam met haar pappa en mamma wat in die week gebore is. Klein Liam en vanoggend in die erediens. Wat is dit nie? Genade op genade nie. Dankie vir julle voorbeeld. Nuwe lidmate en gaste, ook meer as welkom. Ons verwelkom met attestaat vir Marla Erasmus met haar twee seuns Jacques en Janu van die Gereformeerde Kerk Oosdal. Ons is baie dankbaar dat julle Montana Poorters is en vir die twee manne wil ek sê, nou gaan ons weer hierdie terrein rooi verf julle. Die twee seuns is in graad 5 en in graad 7 en hulle val ook in by die katekisasie vanoggend en ek wil vra dat Tannie Madelet wat die graad 5 klasie neem en Jokie wat die graad 7 klasie neem, die twee manne net na die erediens hier by die doopvond sal ontmoet en na die klasie toe neem en aan die maatjies voorstel. Ons wag 'n bewys van lidmaatskap af van die NG Kerk Vishoek, omdat daar nie 'n gereformeerde kerk is nie, van Johan en Spikkel van Rensburg. Ek hoor net en kyk of hulle hier is vanoggend. Hier sit hulle. Baie, baie welkom. Nou verstaan ek wat aangaan. Leon, jou mense, welkom in die midde van die gemeente. Wanneer ons julle kerklike getuienis ontvang, sal ons julle ontmoet. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan u voorhou. Kom ons dink nou doelbewus wat van hier af vorentoe tot die finale amen gaan gebeur. U en ek in die teenwoordigheid van die Skepper van die hemel en die aarde. Heilige grond waarop ons is, om het so uit te druk. En dan tree mens nie sommer net toe selfversekerd en selfvoldaan nie. Nee, dan doen 'n mens dit met dankbare verwondering en kinderlike blydskap. Ons toetrede tot die troon van die Here, terwyl ons bly sit, lied 305 se eerste strofe en daarna die wotum en die seëngroet van ons Here. Om dit so uit te druk, kom ons kniel in gebed.
Vader, laat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir U aanneemlik wees. U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en die Here loof met lied 212, strofe 1, 2 en 3. En as ek dit sê, dan meld ek ook dat ons 'n afspraak met die tegnikus kon maak om na die sangborde te kom kyk, so saam met my en die kerkraad net geduld te gebruik en verskoning dat die een weer nie werk vanoggend nie. Staande 212 en nadat ons hierdie 3 strofes gesing het, neem jy weer die sitplek in. Wat 'n vreugde om saam belydenis te kan doen van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou luister ons met aandag na die opsomming van die Here se wet. Gedagtig ook daaraan dat die prediking in tekswoord
uit die Here se wet kom in Eksodus 20. Vanoggend Matteus 22 se woorde. En dan 'n enkele vers uit die Hebreërbrief. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Onthou hierdie woorde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan blaai ons in die Here se woord na die Hebreërbrief en ons lees daaruit die volgende vers saam. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Voordat ons saam bid, Skrifberuiming 9:4, strofe 1 en 4. Ons roep die Here aan in gebed. Wees ons genadig Vader in die hemel. U kinders bymekaar, groot en klein, oud en jonk. Almal saam in die vrese van U naam, geroep, getrek deur die woord en deur die Heilige Gees en daarom ook ons gebedswoorde onder leiding van die Heilige Gees. U te dank dat ons lewe. U te dank dat die son opgekom het en die maan ondergegaan het. U dank te sê vir elke reendruppel. U dank te sê vir koue en warm water in ons krane. U dank te sê vir 'n yskas en 'n vrieskas. 'n Stoof en 'n mikrogolfoond.
en brood op ons tafel. So is ons saam in die woning, met verwondering oor die sorg en by uitnemendheid vir u woord oop op hierdie preekstoel, pleit ons, praat met ons, seën die woord en woordbediening in hart en gemoed, u woord wat skerper is as enige swaard met twee snykante, wat indring tot in ons hart en ons hartse kamers, en dit deurboor en indring en oopmaak en genees. Almal saam. En in besonder hulle wat ons kon groet met kerklike getuienis. Almal saam. Selfs die kleinste van die kleinstes in u teenwoordigheid. Dankie Here dat u ons Vader is. Ons bid dit saam in Jesus Christus naam, in wie se verdienste ons pleit, skuld ons skuld ons kwyt, u wette gedagte, wet en woord en wet en ons nietigheid, maar ook ons vryspraak in die verdienste van die eniggebore seun, die een wat gesterf het en opgestaan het. Lei ons ook, as ons vanoggend hoor, jy mag nie moord pleeg nie. Amen. Die Here kom nou aan die woord, broer en suster, met skriflesing uit Genesis 4, 'n baie bekende stuk God se Openbaring, vers 1 tot 16 uit die 83 Afrikaanse vertaling. En daarna die teksverse aan te kondig uit Exodus 20 onderskeidelik en uit 1 Johannes 3, 14 en 15. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kindjie gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers." Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en dan hierdie woorde en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" En Kain antwoord: "Ek weet nie. Moet ek hom dan oppas?" Maar die Here sê: "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk,
sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op hierdie aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van die grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom so doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan en hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. En dan blaai ons 'n entjie verder na die Exodus boek van die Ou Testament en dan lees ons as teksvers Exodus 20 vers 13. Jy mag nie moord pleeg nie. En ook as fokusvers vir die prediking 1 Johannes 3 vers 14 en 15. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. En dan, elkeen wat sy broer of suster haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom of haar het nie. Geliefdes, nou ook Sondag 40 aan u voor te lees. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders, hoor nou, my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Dit is vraag 105. Deur doodmaak te verbied, vraag 106, praat hierdie gebod net van doodmaak? Die antwoord, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel waarvan soos afguns, haat, woede en wraaksug en afskuw die primêre is, dat dit alles, hoor, heimlike moord is. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, is die antwoord, terwyl God afguns, haat, woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom of haar geduldig wees, vredelievend, sagmoedig, barmhartig, vriendelik. Alles wat hom of haar kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Die tema vir die woordbediening, die gebod van die lewe en ek en jy. Die gebod van die lewe en ek en jy. Geliefdes in die Here, u is dalk nou rustig daar waar u sit, want u sou, as u sou kon vir my sê, Pieter, hierdie gebod, nee, daaraan was ek nog nooit skuldig. Nog nooit.
So ek is rustig. Preek vir die wat jy dink aan hierdie gebod skuldig is. Ek sal saam luister, want in my lewe het ek nog nooit iemand van agteraf ingeloop en met 'n piksteel doodgeslaan nie. Nog nooit. Ek het nog nooit iemand geskiet. Versigtig. Want hierdie gebod raak my en u. Hierdie gebod raak my en u in 'n dag en tyd waarin ons lewe. Hoe lyk die dag en tyd waarin ons lewe? As u gister oor SABC nuus die 8uur nuusbulletin geluister het, sou jy gehoor het dat die omroeper gesê het in Filippi Oos op die Kaapse vlakte is gister 7 mense doodgeskiet en dan die motief is nie bekend. Gisterand Diaswil in Saldanha. Daar is bende geweld, so gewelddadig dat 'n seentjie wat in Diaswil woon nie 'n bal in die straat kan skop nie, want iemand skiet hom. Sommige net. Moet ek op die Kaapse vlakte in Filippi gaan preek, of in Diaswil se straat? Ja, dit ook, maar hoor broeder en suster, elkeen wat sy broer of suster haat, is 'n moordenaar. Daar is hy. Dis die woorde van 1 Johannes 3:15. En hoor jy mooi, broer en suster, jong mens en kind. Maar staan daar ook in vers 15, iets wat vry vertaal, 'n persoon kan nie tegelyk deur woord en deur daad die lewe van iemand anders wegvat en dan self die lewe wil hê nie. Hier is die kern van die 6de gebod. Broer en suster, vanweë ons sondige aard, sien ons die son nie skyn oor iemand anders. Ek trap om bo te kom. En as ek jou doodtrap, is dit maar so. En dan sê 'n Nederlandse dominee in 'n kommentaar, jy moet suinig wees op jou eie lewe en jy moet suinig sein op die lewe van jou naaste. Suinig. Ons mors met die lewe. En daarom, so oud soos die lewe self, staan daar in Eksodus 20:13, jy mag nie moord pleeg nie. En ek wil die 6de gebod na u toe bring. In die woorde van 1 Johannes 3:15. Elkeen wat sy broer en suster haat, is 'n moordenaar.
En ek doen dit, as ek die gebod met hierdie teks na u toe dra, doen ek dit met een enkel wens in my hart, en dit is dat elkeen van ons sal sê, dankie Here, dankie dat u spesifiek hierdie teks laat inskryf het op die pad van my lewe, nie net op die pad van die mens met die oranje pakkie aan, wie se hande om die tralies van die tronk geklem is, omdat hy moord gepleeg het. Kom ons klem ons hande om die tralies van die woord. Jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat sy broer en sy suster haat is 'n moordenaar. En hoekom herhaal ek dit nou weer, geliefdes? Omdat ek in die eerste plek wil sê, by die herhaling van hierdie tekswoord, ek is nie onskuldig nie. En u? Daarom, dankie Vader, dat u weer 'n keer op my pad met my hieroor praat. En nou, as ons by die teks inkyk, wat doen die Here God in die 6de gebod, en spesifiek in vanoggend se teks? Hy plaas, broer en suster, hoor of jy my hoor, hy plaas sy woord soos 'n beskermende boog, soos 'n weerende sambreel, bo oor die lewe, bo oor u lewe, bo oor die lewe van die mens wat jou lewe versuur, bo oor die lewe van hom of haar waarvan u wil sê, ek gaan jou nek breek. Hy span 'n boog oor die lewe. Want in die teks wil die Here God sê, ek is vir die lewe en ek is teen moord. Die teks sê doodgewoon, ek is die skepper, ek is die gewer van die lewe. Lewe is vir my kosbaar en heilig. Ek het my seun se lewe nie gespaar nie, sodat u en ek kan lewe. Die teks sê ek is teen geweld. Ek is teen geweld, ek is teen moord, ek is teen bloedvergieting. Die teks sê, ek hou van die klank van lewe. Ek hou van kinderstemme en kinderkrete. Ek hou van die taal van die lewe van die tiener en die student. Ek hou van die taal van lewegewende water uit die hemel. Ek hou van die klank van die wind. Daarom sê die Here in ons teks doodgewoon, ek hou van die ritme van die lewe. En die ritme van die lewe, daarin verheug hy hom. Die teks sê, God het 'n behaag in dit alles. Die teks sê, hy is die God van lewe. En wie hier aan twyfel, moet die Bybel lees. Want daar hoor ons die Here se hart klop. En hoor nou mooi, as 'n kinderhart in die krib van Bethlehem klop, dan hoor u en ek die hartklop van God. Want in Christus beaam hy, onderstreep hy,
die lewe. Word dit waar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En die 6de gebod roep ons om soos God oor die lewe te dink. Dit wil sê, vir die lewe te wees, deurdat ons naaste liefhet soos onsself, vir die lewe, en daarom geduldig. Ongeduld, my broer en suster, is 'n moordwapen. Vredelievendheid. Spreek vir self. Sagmoedig. Selfvoldaanheid. En ek is die beste. En kom uit my pad uit, want ek is sterk. Is moorddadig. Barmhartig. Vriendelik. Onvriendelik is 'n slagmes. Jy moet dit onthou. Geweld. Heimlike moord. Heimlike moord wat ek hier in my hart pleeg. Deur my optrede. Ek loop by jou verby en ek kyk nie vir jou nie en ek sê vir jou niks, want ons het niks vir mekaar te sê nie. En as 'n selfoon nota my nie aanstaan nie, dan blok ek jou. In plaas van om die saak uit te praat. Ook in gemeentes. My broer en suster. In gemeentes lyk dit baie keer soos 'n slagveld. En die wêreld daar buite, dis nie veel beter nie, inteendeel. En daar lewe u en ek. Geslagsgeweld. Geweld teen vrouens en kinders, want so hoor dit, so maak ons. Manne, wie sy broer of suster nie liefhet nie, is 'n moordenaar. Wie sy broer en suster liefhet, is nie 'n moordenaar nie.
Besef saam met my. Daar is dalk meer heimlike moordenaars op vrye voet, ook in die kerk, as wat u en ek dink. Is jy 'n moordenaar? Ek praat nie van die 9 mm pistool aan u sy nie. Ek praat nie van die piksteel in u hand nie. Is jy 'n moordenaar? En as ons vir mekaar sê, daar is meer heimlike moordenaars en moordenaresse op vrye voet as in die tronk. As jy en ek dit vanoggend voor die aangesig van die Here besef, dan word 'n mens stil. En dan dink ek na oor die 6de gebod en my eie lewe en dan vra ek, Here, vergewe my om Christus wil al die moorde wat ek al gepleeg het. Vergewe my en laat my lewe. Amen. Kom ons dank sê. Ons eer U Vader in die hemel vir woord en belydenis. Ons kom lê ons hart en ons hande voor U neer. En ons pleit, reinig ons van al ons sonde. Saam te bid, Here. Ons het gehoor. Ons moet U lief hê en ons naaste soos onsself. Help ons om Jesus ontwil. Amen. Broer en suster, ons gaan staan en hartlik saam sing Skrifbereiding 9:3, strofe 1 en 2, dan die uitstuurseën, die Amen lied, Psalm 134 se tweede strofe, en dan neem jy sitplek in vir enkele afkondigings.
Kinders van die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek deel graag die volgende met u om u hartlik uit te nooi vir 'n koppie tee en koffie nou by die kombuis, by die afdak. Ons nuwe lidmate is ook welkom om daar 'n draai te maak. Vanaand se aandediens hartlik uitgenooi 17:30. As die Here ons spaar op 26 Oktober die aanddiens, 'n gesamentlike Klasses Transmagalies erediens, hervormingsdiens onder leiding van die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Kameeldrif. Dit word aangebied in die kerkgebou van Pretoria Anlin om 18:30. Ons dink aan Suster Marina Tron van die Bougainville Aftreeoord wat in die Montana Hospitaal opgeneem is en daar verpleeg word. As jy 'n dankoffergawe voor die aangesig van die Here kan afdra, dan is dit vanoggend vir die Vrou vir Christus diensgroep en vanaand vir die Tiso Fonds. Ek meld net, broer en suster, dat ek na ons die kaartjies vir die klein mensies wat hier is uitgedeel het, dadelik vertrek, omdat ek 9 uur by Tweede Vierde Aftreeoord preek en 10 uur by Bougainville Aftreeoord. As daar iets dringend is, skakel my so by 11 uur se kant of stuur 'n e-pos. Dan is daar heelwat kaartjies, F.J. Fik, kom grootste man, 21 Oktober, nie groot kind, vat hom daar sy my kind. En ons moet vir die ooms en die tannie sê, dat jy is F.J. Huistek Fik. Hierdie man. Nee seun, ja. Dankie. Mianey Benadi, dink ek nie is hier nie. Karley, Maree, Boeta, kom haal soos as 'n kaartjie. Sal jy vir haar gee? Ja. En as jy vergeet nê, sy gaan my sê, sit reg groot kind, gee vir haar, hoor. Ruben Skeepers, is Gideon Joubert hier? Tristan Woods is nie hier nie. Ruben Vermaak is nie hier nie. Daar sy seun, sterkte hoor. Hy het hier by Vrydag se kant vir ons 'n WhatsApp gestuur en gesê, mense, dit wys so na die wolke, mense, die reën is hier. Seun, jy was reg, hoor. Luanku Meiburg, ek gaan dit hier neersit, oupa, sal jy hom kom haal. En hy en sy boetie was ook in die week saam in die hospitaal. Tristan gee ons volgende week en dan ons tweeling. Die Roe meisiekinders. 7 Oktober het hulle verjaar. Ek hoop nou ek gee dit reg, hoor. Kyk 'n bietjie of ek reg is.
Is ek reg? Joe. Want dit kan nou nogal 'n ding afgee as ek verkeerd was nie. Al hierdie kinders, broer en suster, dankie vir julle gebede, ook vir die kinders van die gemeente. 'n vreugdevolle Sondag en vanaand 17:30.